en kom ons gebruik hierdie geleentheid om hom te eer deur die woord wat ons nou gaan hoor dan. Ek wil graag vir julle lees in Handelinge, die eerste hoofstuk, die 8ste vers, baie bekende gedeelte, en ek glo dat baie daarvan al gehoor. Ek wil 'n bietjie praat vanmôre oor die Heilige Gees. Hy sê in die 8ste vers, Nuwe Testament, my bladsy 1375, sê daar vir ons, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Ek wil dit weer 'n keer lees, waar Jesus vir sy disippels sê, en dan praat hy daar ook, dat die evangelie verkondig sal word oor die hele aarde. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Die derde persoon van die Godheid, wat baie keer wil ek dink misgekyk word, die salwing van die Heilige Gees. Dit is 'n werklikheid, God is 'n werklikheid, daar reeds gesê, net so ook die Heilige Gees. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Kom ons lees in Johannes 1, ek gaan vir daai gedeelte vir julle lees. Die eerste hoofstuk, eerste paar verse, dit is nie baie lank nie, kan maar gerus luister. Hy sê in die begin was die woord en die woord was by God. In die begin, hy praat van reg in die begin van die wêreld. Toe die wêreld net geskep was, alles nog heeltemal woes en leeg was. Toe sê in die begin was die woord met die hoofletter. En die woord was by God. En die woord was God. Praat daar van die woord, hoofletter, en hy praat van God. So daar sien ons twee persone van die Godheid. Hy was in die begin by God. En alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat aan ontstaan het nie. Gaan hy verder, en dan lees ek hier, kom ons kyk hier na die 11de vers. En hier praat hy van toe Jesus mens geword, hy sê, en hy het na sy einding gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, almal praat hy weer eens van die hele wêreld, almal wat hom aangeneem het. Hy praat hier net van Jood nie, hy praat nie hier net van die Griek nie, hy praat van almal oor die hele wêreld. Het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Dit is nie pragtig nie. Almal van ons het daardie voorreg en daardie geleentheid. En dan sê hy vir ons ook verder, 14de vers. En die woord, hoofletter, het vlees geword en onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou. Die disippels het gesien wat gebeur het, hulle het gesien hoe wonderlik is hy wonderbaar. 'n Heerlikheid van die eerstgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Loof die Here, wat 'n pragtige gedeelte hier. Hier sien ons dat in die begin was God. God was in die begin. God is die skepper van alles. Alles, elke ding wat ontstaan het, is deur God. En ons eer om te weet dat hy is ons skepper van alles. Hy is, God is. Daar is niemand groter, magtiger, ek wil sê sterker as God nie. God is. En dan ook sien ons van die seun. Die seun wat ook in die begin was, nê? By die begin was, en dan lees ons dat die seun het vlees geword. Seun het vlees geword en onder ons kom woon. Jesus gebore deur die maagd Maria. Wat 'n wonderwerk. Ons aanbid verseker 'n wonderwerkende God. Reg deur die Bybel lees ons van sy groot werke, sy wonderwerke. Sien dat Jesus het geword 'n mens net soos u en ek. Daar sê die woord vir ons. En sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hulle het hom verraai. Hulle het hom verloon. Hulle het hom gekruisig. Al daardie dinge het teen hom gedoen. Maar dan sê die woord vir my tog, na alles, die prys wat hy betaal het. Hy kon sekerlik hoeveel engele roep om hom daar van die kruis af weg te kry, maar hy moes hierdie prys betaal vir elkeen van ons, sodat ons gered kan word. Die Bybel sê vir ons, maar dan sê die woord ook, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Kan jy amen sê?
Ja, amen, loof die Here. Wat 'n voorreg. Ek sê altyd, wat 'n wonderlike voorreg is dit om 'n kind van God genoem te mag word. Wat moet jy doen om 'n kind te word? Jy moet net glo. Jy moet net in sy naam glo. Dat Jesus die verlosser is. Wat die prys betaal het. Wat ons vrygekoop het van die sondemag. Wat gekom het en al ons sondes op hom geneem het. Ons het gesien hier oor Paasnaweek, toe was daar baie boodskappe gewees. Ek glo landwyd oor die kruisiging en die opstande van Jesus Christus. Dan kom dit en dit laat my nou by die derde persoon van die Godheid. God die Heilige Gees. God die Heilige Gees is nie te invloed nie. Of sommer maar net iets nie. Ons het gelees dat hier in die begin van die woord, en dan was God gewees. En as ons dan gaan kyk, hier na Genesis 1 vers 1 en 2, ek kan gerus saam met my lees. U wat by die huis is, kyk daar in die Bybel, lees, kyk of ek reg praat. En u hier, kyk gerus, die Bybel sê vir ons, die woord leer ons dat in die begin, het God die hemel en die aarde geskape. En dan sê ek vir ons, die aarde was woes en leeg gewees, en daar is baie goed wat ons daaruit kan maak. Hierdie mense wat sê dat die Bybel praat net van 6000 jaar en al die goed, ek wil nie daaroor ingaan of wat ook al nou nie. Hy sê in die wêreldvloed, en die duisternis was op die wêreldvloed. En dan die belangrike gedeelte, en die Gees, hoofletter, Gees van God, het gesweef oor die waters. So wat sê ek, wie was in die begin gewees? In die begin was God die Vader. God die Seun, ons het dit gelees, in die begin was die woord. En dan praat die woord ook hier so self en sê, en die Gees van God het gesweef oor die waters. So vanmorgen kan ek het terecht noem, en God Elohim, of die God, drie enige God, is ons God, en was van die begin af saam gewees. Daar is sekerlik baie skrif wat ek daaroor kan na verwys. Maar jy weet wat was vir my baie interessant gewees, net so terloops. Ek lees nou gister, ek wys vir my, toe een van hierdie ruimtevaders, wat nou met hierdie Artemetus, nee, dit is die naam, opgevaar het, opgestyg het, hier so op na die maan, en om die maan gegaan het. Hy was so atheïs, toe hy opgegaan het. Maar toe hy terugkom, hy sê dit, toe is hy 'n bekeerde Christen. Toe het hom bekeer tot die Christendom. Daar moes iets met hom gebeur het. Hy moes iets raak gesien het. Hy moes gesien het dat daar is iets wat wonderbaar is. Hoekom sal hy sommer net so dadelik draai? Want ek weet, God is meer. God is die skepper, Jesus die verlosser. Jesus sê vir ons, dit is voordelig dat ek weggaan, want dan sal julle die Heilige Gees ontvang. Wat 'n voorreg om dit te kan weet. Die Heilige Gees wat ons lei, die Heilige Gees wat met ons praat, die Heilige Gees wat ons leer, die Heilige Gees wat ons herinner. Wanneer praat die Heilige Gees met jou? Met ons. Altyd. Elke oomblik van die dag. Nou, daar waar jy is, daai stem wat nou in jou hart praat. Miskien daai iets wat jy nou so voel, die stem in jou hart. Daar by jou werk waar jy besig is, hard besig is werk, en skielik is daar iemand wat met jou praat. Onder in die myn, op die plaas, in die berge, in Checkers, Pick n Pay, enige plek, kan en sal die Heilige Gees met jou praat. Luister net. Luister net. Maar jy weet, ons raak so besig. Ag, en ons is almal maar skuldig en deel daarvan. Met ons daaglikse routines, dat ons so besig raak, dat ons nie luister nie. Dat ons ore nie meer kan hoor nie. En ons raak so besig dat ons Sondag nie eens meer kerk toe kan gaan nie. Jy kan sê amen, of jy kan maar sê eina. Want ek dink daar is 'n waarheid daarin, nie? Die Heilige Gees. Bybel leer ons, hy sê in Romeine 8 vers 16. En die Gees self getuig saam met ons gees. Die Heilige Gees self getuig saam, hy is saam met ons. 1 Korintiërs 6:17. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Is dit nie heerlik nie? Om te weet dat die Heilige Gees is altyd teenwoordig en saam met ons, loof die Here. 'n Baie mooi versie wat ook sê, hy sê Spreuke 18 vers 24. Daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Die Heilige Gees. Wat 'n wonderlike voorreg. Hoekom?
Hy maak my hele lewe nuut. Loof die Here. Die innerlike getuie van die primêre wyse waarop die Heilige Gees ons lei, die wedergeboorte, laat toe dat ons 'n nuwe geslag of 'n nuwe skepsel word in Christus Jesus, wat nooit voorheen so was nie. Want hy kom en hy verander ons lewens. Hy maak ons hele lewe nuut. Die gelowige, die wat sy hart en lewe aan Here Jesus gegee het, hom aangeneem het as sy persoonlike saligmaker, het daarom nie nodig om na enige persoon of 'n profeet of 'n siener te kyk nie. Hy het nie nodig om sekere stemme in sy kop te hoor of iets so van spesiale engele wat nou met hom kom praat of nie. Want nee, ons weet dat ons gelei word deur die Heilige Gees. Amen. Daarom skryf Johannes in Johannes 14:16, Jesus self sê dit vir ons. Hy sê, ek sal tot die Vader bid en hy sal julle 'n trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Die woord het by julle te bly beteken dus om by ons tuiste te maak. Hy is by ons, hy is saam met ons elke oomblik van die dag. Nie net 'n tydelike woning nie. Nee, hy's absoluut permanent saam met ons. Ons is sy woning, ewige woning. Kan die amen sê daarop? Ja, loof die Here 'n bietjie, want hy is wonderbaar, nie. Daarom raak gewoond aan hom. Raak gewoond aan die Heilige Gees. Ons het die voorreg dat ons binnekring informasie het, inside formation. Ons het nie nodig om op eksterne bronne te vertrou, om te wag dat iemand anders te vir ons iets sou sê of wat nie. Nee, naby ons, by ons is die woord, en het ons die leiding van die Heilige Gees. Raak gewoond om na hom te luister. Raak gewoond om te hoor. Ek herhaal wat ek net nog gesê het. Die probleem is, dat ons nie altyd ingestel is, om te luister, of om te hoor wat hy sê nie. Raak gewoond, om hom gehoorsaam te wees. Kom ek vertel julle 'n storie. 'n man het eenmaal 'n pragtige duif gehad. Pragtige makduif, wat gereeld as hierdie man van die werk afgekom het. Dan het hierdie duif gekom en op sy skouer kom sit. Ag, te pragtig. En hy was vreeslik lief vir hierdie man gewees. As die man huis toe kom, dan is die duif daar, elke dag. En dan het hy ons so vertroetel en die duif het so gesit en koer op sy skouer, want hy was lief vir hierdie man gewees. Toe eendag kom hierdie man dronk by die huis aan. En in sy dronkenskap kom hy en hy klap die duif van hom af weg. En die duif slaan daar teen die muur neer en hy val daar op die grond. En ag, hierdie ou duifie kan nie verstaan wat dan nou aangaan nie. Hy staan so lief vir hierdie man. En hy kom weer nader, hy weer op sy skouer gaan sit en die man kom en hy klap hom net weg. En in hierdie dronkenskap van hom, elke keer as die duiwel kom en kom sit op sy skouer, dan klap hy hom net weg. En hierdie ou duifie het baie keer probeer om te kom sit op die skouer van hierdie man. En toe sien hierdie man, vlieg hierdie duif weg. Vlieg op in die lug. Maak so waar wye draaie. En hy vlieg weg en hy het hom nooit weer gesien nie. Liewe broer en suster, vriend, vriendin, die Heilige Gees in die vorm van 'n duif, soos wat Jesus gedoop is, ons het dit al gelees, nie? Kom moontlik en hy kom sit op jou skouer en hy sê vir jou, breek met sonde. Breek met die bande van sonde. Neem Jesus aan as jou persoonlike saligmaker. Maar dan kom jy en jy klap hom net weg. Hy pleit by jou. En jy kom en jy klap hom net weg. Die woord sê vir ons, bedroef nie die Heilige Gees nie. Ek wil dit vanmôre uitroep, verhard nie jou hart teenoor 'n lewende God nie. Want moontlik kan dit weer gebeur, dat die duif van die Heilige Gees, die duif van die Here, die Heilige Gees, sy vlug sal neem en nooit weer terug sal keer nie. Die woord leer, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom.
Van watter krag praat hy en waarvoor word dit gebruik? Ek glo nie hy praat hier so die krag wat hy van praat is 'n bonatuurlike of 'n buitengewone krag nie. Jy weet iemand soos hierdie Superman, was hierdie strokiesprente Batman of hierdie mense nie. Nee, jy sal krag ontvang. Dit sal beteken dat jy moed sal hê, dat jy vreesloos sal wees, insig sal hê, bekwaamheid sal kry en vermoë sal hê. Liewe land, ek onthou nog dat voordat ek ingeval was met die Heilige Gees, was ek so bang ouetjie gewees. Ek wou nie my mond in die kerk oopmaak nie. Ek wou nie eers, as hulle my vra om te bid, dan sou ek sommer die kerk uitstap, so bang was ek gewees. Krag van die Heilige Gees. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees julle midde kom, oor julle kom. Gaan kyk 'n bietjie na rugby. Ek hou van rugby. Hierdie Leeu's het hom gister vir jou so mooi gespeel, hoor. Ek voel eintlik jammer vir die Stormers en die ouens. Ek sê nog gistermiddag so terloops, Stormers gaan verloor en wraggies daar verloor hulle toe. Maar gaan kyk gerus na rugby. Dat wanneer iemand kom en hy moet 'n duikslag uitvoer, 'n tackle maak. En hy kom en die oomblik as hy moet tackle, as hy moet daardie duikslag maak en hy huiwer. Die oomblik as hy huiwer, dan is dit 'n mislukte tackle. Of ons sien dat die opponent is by hom verby. Hy moet oombliklik optree. Hy moet oombliklik oorgaan na aksie toe. Hy moet vreesloos wees. Hy moet moed hê. Wanneer sal jy die krag ontvang? Wanneer die Heilige Gees oor jou kom. By die wedergeboorte. Wanneer jy Jesus aanneem van jou soul as 'n persoonlike saligmaker. En dan kom die invulling van die Heilige Gees. En hoe kan ons dit sien wanneer mense vreemde tale spreek ook, nie? Hy sê in Johannes 4:11-14. Hy sê, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in ewigheid. 'n Fontein wat oorborrel. Oorborrel, kom hier van buitekant af. Jy gaan soek dit net daar nie. Jy het die Heilige Gees en jy gaan toelaat. Dat is so groot en so magtig en sterk in jou word. Dat is soos 'n fontein, sê die woord, sal opspring uit jou binneste uit tot in die ewige lewe. Invulling van die Heilige Gees. Johannes 7:36-39 sê, strome, nie klein druppeltjies nie. Hulle kom ons nou, dan sê hulle, hy het 'n vlak invulling met Heilige Gees of weet jy, daar bestaan nie so 'n ding nie. Die Bybel sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Halleluja! Ek kan onthou dat ons hier in die kerk kom en ons waag om 'n sekere koortjie te sing. En ons sing hierdie koortjie, dan val die Heilige Gees. Elke mens in hierdie plek is net bewus van God se krag, van sy heerlikheid. En ons aanbid hom. Ek dink ons het vir 'n tydperk soos 3 maande kon ons nie diens hou nie. Dis net die krag en die salwing van die Heilige Gees. Waarvoor het ek hierdie krag nodig? Waarvoor het ek die Heilige Gees nodig? Waarvoor? Hoekom moet ek vreesloos optree? Waarom moet ek vreesloos wees? Halleluja, loof die Here. Die goddelike opdrag moet uitgevoer word. Die Bybel sê vir ons, en julle sal my getuies wees. Julle sal my getuies wees. Gaan dan heen en maak disippels en sorg dat jy God se boodskap van liefde uitdra. As God jou gered het, mense, dis een van die beste oomblikke van jou lewe, maar jy weet, miskien raak ons baie keer te gewoon daaraan. Die Engelse praat van complacent, as ek reg is, nie. Ons raak te gewoon daaraan. Mense kom, ons raak weer honger vir die Heilige Gees. En ons gebed is, kom o Skepper Gees, kom in die volheid, kom in die krag. Ja, gaan verkondig die boodskap van liefde. Ons het net so lekker gesing ook. Gaan vertel jou vriende. Ga by jou werk, gaan praat van Jesus by die skool. Daar by Pick n Pay, niks verhinder in jou, om daar met iemand te praat nie. Daar waar jy petrol by die petroljochie, wat gaan jou verhinder om te sê, die Here seën jou? En jy weet, jy het net daai opening nodig, en die man kom en hy praat met jou. Gebruik die geleentheid. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ons het nie AI nodig nie. Vandag is alles mos AI, gemanipuleerde goed, kunsmatige intelligensie.
Mense, dis goed hoor. Ek is 'n bietjie dom daarmee. Ek het dit al gesien. Ek is 'n bietjie skrikkerig daarvoor want ek weet nie genoeg daarvan nie. Maar dis blykbaar wonderlik en fantasties en goed. Ja, dit is goed. Maar ek wil sê ons het die egte nodig. Ons het die ware nodig. Ons wil die Heilige Gees hê in al sy waarheid, in al sy krag. Ons het die salwing van die Heilige Gees nodig. Wie kan amen sê daarop? Die woord sê vir ons, Psalm 18 vers 24, daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Liewe land, mense, dis 'n wonderlike skrif, hy hang sterk aan jou, hy gee vir jou krag, hy dra jou deur. In die vroeë oggendure van 10 April 2026, van u het dalk al gehoor ook, miskien nie almal het gehoor, omstreek so 2:30 die oggend, nou so 9 dae terug. Toe kom daar 3 gewapende rowers en hulle knip die elektriese bedrading van pastoor Alex Wessels, sy erf, en hulle klim oor die hoë muur. Wie kan pastoor Wessels onthou? Hy was hier by ons in die gemeente gewees. Daar is 'n paar wat hom kan onthou, nee. Lieflike man wat lief was vir die salwing van die Heilige Gees. Dit gaan nie as so lekker sing soos nou vanmôre. Hy het hom verloor daarin. As ek kan onthou, dit was heerlik geweest. Hy het dit geniet. Maar jy weet, hy kom en hy vermoed onraad. En hy stap uit en hy sien hier is die skelmsie voor hom en hy slaan op sy hande. En met die op sy hande slaan, dan sien hulle hom raak. En hy kom en skiet 3 skote deur hom en een tref hom deur die bors. Die koel gaan voorin en agteruit, sonder om een orgaan te raak. Die koel is langs sy hart verby, sonder om enige skade te maak. Die berig hier lees, na die polisie se ondersteuning, is pastoor Wessels met 'n ambulans hospitaal toe geneem. En daarna het hy behandel is en later die oggend is hy ontslaan. Wat 'n goddelike wonderwerk. Kan ons die Here net 'n groot lofoffer gee daarvoor nie. En hy's by die huis besig om aan te sterk. Loof die Here. That's the kind of God that I serve. Prys sy naam. Ja, ons kan die Here nie genoeg loof en eer nie. Jesus sê vir ons, hy sê ek laat julle nie alleen agter nie. Ek stuur vir julle die Heilige Gees. Heilige Gees is elke oomblik van die dag saam met ons. Herken ons hom, weet ons van hom, weet ons dat hy elke oomblik saam met ons is. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die koordigter kom en hy roep het uit sy binneste, hy sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, so sê die Here. Ag, steek net u hande op en sê vanmôre, come, Holy Spirit, we need you. Come Holy Spirit in thy fullness. Daar by jou huis steek op en sê, come Holy Spirit in thy power. Ek het u krag nodig, ek het u salwing nodig. Sonder u is ek absoluut tot niks toe in staat nie. Krag van die Heilige Gees. Maggie kom en sy ry met ons splinter nuwe Mercedes. En sy is hier op pad na Parys toe. En hier buitekant vogvol teen daardie heuwelagtige omgewing, daai ken daardie omgewing, hoe die paaie daar uitgaan. Kom sy daar, sy gaan so, terwyl sy om 'n draai gaan, en sy sê, terwyl sy so om 'n draai gaan, kom daar 'n voertuig van vooraf reg op haar afgepyl. En sy sien en sy besef, dit gaan 'n kop-aan-kop botsing wees. Wat doen sy? Sy los die stuurwiel. Sy los die stuurwiel van die splinter nuwe Mercedes. Maar sy doen die regte ding. Sy roep uit, Here, help. En ons sien daar dat Vader, Seun en Heilige Gees, goddelike drie-eenheid, kom in beweging. Daai Mercedes is van die pad af. Hy's tussen 2 bome deur, langs 'n lyndraad verby, terug op die pad, sonder 'n skrapie. Sonder 'n skrapie. Ek het gaan kyk daar, ek kon nie glo nie. Toe kom ek en ek gaan kyk daar en ek sien wat gebeur en ek kyk na my kar en ek sien, daar is nie eers 'n skrapie op hom nie. Kan ons amen sê? Kan ons sê prys die Here?
Kan ons vanmôre uitroep, kom o Skepper Gees. Kom in die volheid, kom in die krag. Daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Spreuke 18:24. Holy Spirit, what a comforter you are. We adore you. We bow down before you. Kom ons staan op, ek het klaar gepraat. Ons gaan 'n lieflike koortjie saam sing. Bedoel dit ernstig vanmôre met die Here. Hier daar by die huis ook. Is jy siek vanmôre? Kom, o Heilige Gees. Is jy depressief vanmôre? Voel jy alleen en sien jy nie meer kans vir die lewe nie? Kom, o Heilige Gees, en daal oor ons neer. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Vul ons nou. Vul ons met die krag. Vul ons met die krag vanmôre, Here. Vul ons harte met die krag. Laat jy uitroep vanmôre wees terwyl as hierdie lied sing. Vul my nou, Here. Dat jy die strome van lewende water deur jou binneste kan vloei. Kom ons sing dit saam. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Ag, steek jy aan vanmôre op. Kom Heilige Gees, Roep hom aan vanmôre. Sê Here, laat dit vloei. kom Heilige Gees, Laat die krag in en deur my vloei. Strome van lewende kom water. Heilige Gees en daal oor ons neer. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Ons wag op U, As die Here vir jou 'n taal ons gegee het, vra, praat nou met die Here in daardie vul taal. ons nou. Hallo ons Jesus, Vul ons met die krag, vul ons met die hart, Yes, vul ons nou. Yes, Lord. Bruikbaar en gereed, staan ons voor die Heer, stuur ons nou. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons Yes, Sakatarone. bruikbaar en gereed, staan ons voor die Heer, Here, ons staan hier stuur voor ons. ons nou. Stuur ons, stuur ons, stuur ons, Heer. Jesus, Jesus, kom ons praat 'n paar oomblikke met hom. Meen besigheid met die Here vanmôre. U daar by die huis, praat met die Here. Sy Heilige Gees. O Heilige Gees, ek roep U. Vul ons nou. Vul ons nou, vul ons nou. Yes, Sakotorono, yes, Yorone. Vul ons nou.
Jesus. Loof die Here, loof die Here. Kom Heilige Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Gee die Here 'n oomblik kans. Laat tot God se Gees in jou hart praat nou. Hy wil jou met krag toe bedien. Heilige Gees is met ons. Sê vanmôre gereed en sê, Here, hier is ek. Vul my nou. O, Here, ek is so baie bekommernisse. Maar ek weet vanmôre, ek weet vanmôre, wie is my redding? Ek weet vanmôre, ek staan nie alleen. Ek weet vanmôre waar my krag vandaan kom. Ek weet waar my hulp vandaan kom. Weet het, want U is dit, Here. U daar by die huis, U sit dalk met 'n vreeslike groot probleem. Weet vanmôre, God is bewus van jou. God is bewus. Hy weet van elke haar wat uit jou hoof uitval. As hy dan vir die mossie sorg daar buite, waarom gaan hy jou los? Waarom gaan hy ons alleen laat? Al lyk dinge hoe donker en onseker, loof die Here vanmôre, ons het die Heilige Gees. Wie sal sterker aanhang? Wie sal sterker aanhang? Ek gaan 'n gebed vir u doen. U kan die hand opsteek as jy ingesluit wil wees. U by die huis ook. Steek jou hande net so voor u uit. Vader, ons eer u vanmôre. Dat ons weet dat ons nie alleen staan nie, Here. Ons weet vanmôre dat ons het die Heilige Gees in ons midde. Derde persoon van die Godheid, die Almagtige, wonderbaar. Eer u vanmôre, Here, dat ons weet dat die Heilige Gees is nie net 'n invloed nie, Here, maar u is 'n deel. U is die deel van die goddelike drie-eenheid. U is deel, Here, en vanmôre is u in ons midde. Weet u dit, Here, u woord leer ons dit en betroubaar onwaard om ten volle aangeneem te word. Ons is bewus van u salwing, Here. Ons is bewus vanmôre van u teenwoordigheid. Ek het gesien vanmôre hoe dat die Gees van die Here in en deur mense beweeg vanmôre, Here. Ek wil bid dat u elkeen wat hier is vandag, elke toehoorder, Here, sal toebedeel met krag en met heerlikheid, Here. Die salwing van die Heilige Gees in en deur hom sal werk, dat hy sal uitstap buitekant toe en sal gaan getuig van Jesus se wonderwerkende krag. Eer u vanmôre dat ons weet, Here, dat u is net goed. Vader, dankie vanmôre dat ons weet dat ons probleme is nooit te groot vir u nie. En u het vir ons 'n redder gestuur. U het vir ons 'n verlosser gestuur, die Heilige Gees. Dankie, Here, dat ons die trooster in ons midde het vanmôre. Dankie, Here, dat ons die geritsel van die kleed kan ervaar vanmôre. Gewaar die voetstappe van Jesus in en deur hierdie plek. Ek wil bid, raak elke hart aan op hierdie oomblik, Here. In die naam van Jesus bid ek dit, dat die krag van die Here in en deur elke persoon sal werk, Here. Dat ons sal uitgaan en sal weet dat Jesus is met my. Die psalmis roep het uit, hy sê die Here is. Die Here is my herder. Ek sal nie bang wees nie. Elke oomblik van die dag. En dan, Here, het ons die Heilige Gees. Ek wil bid, Here, dat strome van lewende water in en deur elke persoon sal uitvloei. Dat hierdie kerk, Here, so toebedeel sal word onder u krag en die salwing van die Heilige Gees, dat ons verslaas, ons dan sê, Here, u is wonderbaar. Ons weet nie wat om te sê, wat om te doen nie, Here, maar wat ons besef, dat u is God. En ons eer u daarvoor vanmôre. Seën elke persoon wat in hierdie kerk was, Here. Seën elke persoon by die huis wat vanmôre geluister het, Here. En mag u naam in en deur ons verheerlik word. Amen. Kom ons gee die Here 'n behoorlike lofoffer. Sê vir hom dankie vanmôre vir die voorreg wat hy wil wees
Liewe toehoorder en luisteraar by die huis, baie dankie dat jy ingeskakel het. Die Here seën u en as jy naby genoeg is, kom gerus kerk toe volgende week. Ons gaan volgende week nie 'n plek vir 'n muis hê nie. Spreek dit vanmôre onder die salwing van die Heilige Gees. Gaan dan heen en maak disippels. Elkeen van ons, al 5 vingers wys terug na my toe. Maak disippels. Mag die Here u seën. Ons gaan 'n lieflike offerande opneem. Werk van die Here en wees vry, gee soos vir die Here op die hart lê. Tiendes offergawes, of die informasie is op die kennisgewing bord. Ek kan dit sien daar, kan dit ook op daardie manier doen, of agter is die elektroniese bankbesonderhede ook daar wat jy kan gebruik. Kom ons gaan afsluit met gebed, en dan gaan ons daarna offerande opneem, en dan kan ons uit mekaar uitgaan. Vader, wat 'n voorreg vanmôre weer eens, ek sê dit baie Here, maar is so 'n groot voorreg om in die huis te mag wees. Daar is hoeveel lande wêreldwyd, Here, waar die evangelie verkondig word, agter toe deure, Here, mense te bang is om te praat, waar hulle dit nie kan doen nie, en vanmôre is ons in 'n vry land, Here, en ons het die vryheid om die naam te mag groot maak. Ek wil bid, Here, dat ons hierdie boodskap sal gebruik. Gaan dan heen en maak disippels. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Seën elke broeder, elke suster, Here. Wees saam met elkeen van ons verskillende weë, wees die stuurder van ons voertuie, wees saam met ons pastoorspaar ook, Here, waar hulle hard werk. Geef hulle vanmôre die moed, Here, die krag en die sterkte om ook daar die prys te kan doen, Here, die wedloop te kan volëindig. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. Seën die offergawe vanmôre, Here. Wat ons gee, dat ons gee uit liefde uit. En ons sê vir U dankie. Amen. Ons wag op die offergawe mandjies, manne wat onbeweeg. Hulle agter is, kan ons maar gaan, dan gaan nie tee en koffie wees nie, maar dit verhoed u nie om ten minste 10 mense te groet met 'n mooi